Daar is 'n ding soos die perfekte wil van God, maar dan sal ook 'n ding soos die toelaatbare wil van God. Nou die perfekte wil van God is waar ek en jy wil wees. Ek en jy wil seker maak, ons is presies waar God wil hê ons moet wees. Die toelaatbare wil van God is wanneer God sê, hoor iets om, jy gaan nie hel toe gaan as jy rook nie. Hy is nie kwaad vir jou as jy rook nie. Jy gaan dan nie hel toe gaan nie, hy laat dit toe, maar dit is nadelig vir jou. Dis niks van dit is voordelig vir jou nie. So God laat toe dat sekere goed in jou lewe gebeur, maar dit is nie voordelig vir jou nie. God laat toe dat jy sekere goeders doen en sê, maar dit is nie voordelig vir jou nie. Dis 'n toelaatbare wil van God. Yes, jy gaan nog steeds hemel toe gaan. Ja, nee, jy is nog steeds 'n kind van die Here, maar daar is sekere goeders in jou lewe wat net nie verder gaan of hoor gaan nie, omdat jy in die toelaatbare wil van God is. Nou, die toelaatbare wil van God gaan jy nie noodwendig in die volgende plek kan inbeweeg nie, want God laat nou toe dat al hierdie goedjies hieronder gebeur met jou omdat jy het gekies het. God laat jou toe om te kan kies en daar's 'n klomp nagevolge in daai plek waar jy kies en in sy toelaatbare wil is. Maar ons wil nie die toelaatbare wil van God wees. Jy wil in die perfekte wil van God wees. Nie op die kaart wat is die perfekte wil van God vir my lewe. Wel, jy gaan soek dit op. Google, what is the will of God scriptures? Dan kry jy al die skrif wat jy kan kry daarop. Dit is nie die wil van God dat enige persoon verlore moet gaan nie, maar almal ewige lewe gaan kry. Okay, Here, ek gaan siele begin wen. Want dit is nie u wil dat mense moet verlore gaan nie. So ek gaan begin siele wen. Perfekte wil van God. Dis nie die wil van God dat ek mense doodmaak nie. So Here, ek gaan nie mense skiet nie. Dis nie die wil van God dat ek steel nie. So ek gaan nie steel nie. Dis nie die wil van God dat ek laster nie. So ek gaan nie laster nie. Dis nie die wil van God dat ek in sexual immoraliteit is nie. Die Bybel sê, flee sexual immorality. It's not the will of God. Sexual immorality, vlieg, gaan weg, gat jy. Dis nie die wil van God nie, ek bly weg uit dit uit. As ek nie met die persoon getroud is nie, kan ek nie met die persoon slaap nie. As ek nie 'n girl het of 'n ou het nie, dan kan ek nie masturbeer en ek kan nie porn kyk nie. Hoekom nie? Dis nie die wil van God nie, dis sexual immorality. Ons wil nie daar wees nie. Ons wil in die perfekte wil van God wees. Dis nie die wil van God nie. Die Bybel sê dronkaard sal nie die koninkryk van God ingaan nie. Okay, dan hou ek op drink. Hoekom? Want dis nie die wil van God vir my lewe nie. As ek daarin gaan, dan gaan dit net slegte nagevolge vir my familie, gaan nie happy wees nie, ek mag dalk 'n besigheid verloor, miskien val my huwelik in mekaar. En as dit 'n keuse wat jy gemaak het om sonde te kies bo die perfekte wil van God, en dan seker goed wat God sal toelaat in jou lewe, sodat jy by 'n punt kan uitkom waar jy hom moet kies. Hy wil hê jy moet hom kies. God kies jou voor jy hom kies. Bybel sê ons het hom lief, want hy het ons eerste lief gehad. En ek en jy het 'n keuse om te maak. En jy gaan vandag moet kies, wil ek in God se perfekte wil wees, of wil ek in sy toelaatbare wil wees? En dis goed wat jy by die Here moet hoor. Jy moet dit in gebed by hom kry, jy moet dit in die woord by hom kry, en jy moet dan kies, gaan jy daar wees of gaan jy nie daar wees nie? Gaan jy keuses maak wat God se wil vir jou lewe is, die perfekte wil van God vir jou lewe? Dankie Jesus vir die wil van God vir ons lewe. Dankie Jesus Here, wys ons en maak ons wys en lei ons in waarheid, sodat ons altyd in die perfekte wil kan wees, sodat ons in die perfekte weë kan wees, sodat ons U kan plesier waar ons gaan, dat ons U tevrede kan stel, dat U hart geroer kan word deur die geloof wat ons het om U te volg in elke area van ons lewe. In Jesus se naam bid ek dit. Amen.